Ons begin met ons skriflesing uit Romeine 4 vers 1 tot 8 eerstens. Romeine 4 vers 1 tot 8, die besondere deel waarin ons onsself tans bevind. En hier skryf Paulus dan aan die gemeente in Rome. En ek wil julle maar net herinner, dat onthou hulle was, in 'n groot deel was hulle Jode. Hy skryf aan die gemeente in Rome wat grootliks uit Jode bestaan het. En hier vra hy dan, wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Wat het Abraham dan daaruit gebaat? Want as Abraham uit sy werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid of redding gereken. Maar aan hom wat wil werk vir sy redding, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Met ander woorde, jy gaan dan die loon kry wat jy verdien, en dit is vir jou werke, en jou werke is nooit volmaak nie. Aan hom wat egter nie werke, wat nie op sy werke vertrou nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, dis al die ware gelowiges, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Dis die vorige deel wat ons nou na Abraham gekyk het. Maar kom ons nou by vers 6 waarop ons vandag dan besonderlik gaan fokus. Vers 6, soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toeken sonder werke. En dan volg 'n aanhaling van Dawid uit Psalm 32. Welgeluksalig is hulle wie se ongeregtighede vergewe en wie se sondes bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. Hier is dus 'n aanhaling uit Psalm 32, wat Dawid 1000 jaar voor Jesus Christus geskryf het. En wat julle daar lees, en wat ons daar lees, is die evangelie van Jesus Christus. Maar ons kom weer daarna toe terug. Nou begin ons dan met Psalm 32, wat ook op die bulletin is. Op die geel blaadjie, Psalm 32. En ek het nou reeds verse 1 en 2 gelees, maar ek gaan dit weer lees. Psalm 32 vers 1, 'n psalm van Dawid, 'n maskiel. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Nou hierdie laaste deeltjie het Paulus nie herhaal nie, maar dit maak nie saak nie, dit die kern van die boodskap het gebly. Vers 3 nou. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. My gebeente het uitgeteer. En daardie toestand het in my as het ware uitgebrul die hele dag. Dit is hoe dit uitgeroep het in my, hierdie verskriklike posisie waarin ek was, hierdie verskriklike slegte plek waarin ek was. Wanneer was dit? Toe ek geswyg het. Waaroor geswyg het? Oor my sonde. Toe ek geswyg het oor my sonde, het my gebeente uitgeteer en my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my, en my murg het verander soos deur somergloed. Nou, ons het so 'n paar dae hier beleef, waar ons omtrent gevoel het, ons murg word heeltemal hier vernietig. Maar hier sê my gebeente het uitgeteer, en in my gebrul die hele dag, want u hand was dag en nag swaar op my murg en my bene het verander soos deur die somergloed, maar dit het as het ware soos vloeistof geraak, nie meer murg nie. Vers 5, my sonde het ek u bekend gemaak, wat eintlik hier sê, toe het ek na my u toe gegaan en my sonde bely. My sonde het ek aan u bekend gemaak. En my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het nie probeer om dit toe te smeer nie.
En ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredings bely, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Maar wat het ek gesê, ek wil aan die Here my sonde bely, en hy het dit gedoen, toe is hy vergewe. Sela, dit was inderdaad so, vers 6. Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te vinde is. Ons kan eintlik sê in 'n tyd wanneer U te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie. Aan wie raak nie? Aan die een wat hom na die Here gewend het. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela, U doen dit waarlik. Dan verander hy sy fokus. Hy het nou met God gepraat. En nou praat hy met die leser. Hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee en my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie. Want 'n mens moet tem met wat 'n mens moet tem met toom en teel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie. Maar as jy nie 'n perd of 'n esel of 'n muil tem nie, kan jy niks met hom doen nie. Vers 10, die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Nou hierdie geliefdes, hierdie bring ons nou by ons studies tot sover vers 4, Romeine 4 van vers 6 tot 8, en dit is die kernwaarheid van die evangelie, wat ook hier dan deur Dawid verwoord word, soos ek gesê het, reeds 1000 jaar voor Christus. En eintlik het Paulus nog die hele tyd, derentyd gedoen, vanaf Romeine 1 tot waar ons verlede week gekom het hy die evangelie van redding in Jesus Christus alleenlik oor en oor beklemtoon. En dan in hierdie voorafgedeelte het Paulus, het ons gesien verlede week, Abraham as die vader van geloof aan ons weer voorgehou. Abraham wat ons gesien het, nie hierdie morele superheld is nie. Hy is nie hierdie superman wat alles perfek gedoen het nie. Inteendeel, ons het gesien dat Abraham selfs, hy wat die vader van geloof genoem word, dat hy ook gestruikel het. Dat hy God nie regtig gehoorsaam het soos hy moet nie. Maar ons het hom ook gesien as 'n man wat in sy swakheid hom na God gewend het en God geglo het en aan wie God op grond van sy geloof hom gered het. En nou hier in verse 6 tot 8 kom Paulus met Dawid. Verlede week Abraham, nou kom hy met Dawid, koning Dawid van Israel. En hy wys vir ons dat 'n geloofsheld nie volmaak hoef te wees nie. Dit is weer eens die boodskap wat kom. God verwag nie van enige gelowige om volmaak te wees nie. Want ons kan nie. En hy weet dit. En dis wat hy weer eens hier beklemtoon. Maar dit gee nie vir ons 'n verskoning nie. Maar hy bewys vir ons weer eens, wat vra die Here van ons, en dit is wat ons in hierdie boodskap gaan sien. En dit is presies wat wat Paulus vir ons deur Dawid wys, dat ons nie volmaak hoef te wees nie, maar wel 'n mens wat na God draai, sy sonde bely en die vergifnis aanvaar. Ek sê weer, die mens wat hom na God wend, sy sonde bely, die vergifnis ontvang en dit omhels, dit sy lewenswyse maak. So Paulus haal nou Dawid se verklaring in Psalm 32 vers 1 en 2 aan as deel van sy skrywe in Romeine 4 vers 6 tot 8. En hy doen dit as 'n bewys van ware geloof, maar ook die bewys van ware wandel in die geloof. En ek sê weer, dis nie 'n teks wat vir ons beskryf hoe perfek Dawid was nie, hoe onberispelik gelowig hy was nie. Nee, wat ons hier vind in daai eerste 2 verse van Romeine 4, is die woorde van 'n gebroke mens. Dawid,
die koning wat gesondig het, die koning wat gestruikel het, maar wat die diepte van God se vergifnis leer ken het. En hier sien ons dan die wonder van God se woord. Psalm 32 wys vir ons hoe Dawid tot vergifnis gekom het en hoe hy daaroor gevoel het, hoe dit hom totaal oorweldig het. Maar Romeine 4 wys vir ons dan prakties toegepas hoe vergifnis werk. En saam, wanneer ons die twee saam dan beskou soos wat Paulus hier in Romeine 4 vers 6 tot 8 doen, dan verstaan ons die hart van God. Dan begin ons, dat ek het eerder so stel, om die hart van God te verstaan. So ten einde hierdie verse dan reg te verstaan, moet ons gaan kyk ons nou na die hele Psalm 32. Ons gaan net vinnig, ons kan nie naaste by deur hom volledig kom nie, maar ons gaan net na die enkele hoogtepunte kyk. Psalm 32 is dus ons fokus vir die volgende rukkie. Nou onthou, ek het reeds gesê, die brief was aan die Jode in Rome gerig. En hulle het koning Dawid baie goed geken, hulle het sy geskiedenis goed geken, en daarom, as hulle Psalm 32 lees, dan sal hulle ook verstaan wat ek tussenin probeer sê het en wat ek nou gaan verduidelik. Psalm 32 word as 'n boetepsalm beskou, 'n boetepsalm, 'n psalm waarin 'n mens boete doen, waarin hy berou toon vir sy sonde. Dis 'n boetepsalm. Nou Psalm, dis een van 6, een van 5 wat ons in die Bybel kry, moontlik 7, maar 5 definitief van Dawid, is Psalm 6, 32, 38, 51 en 143, is almal boetepsalms van Dawid. Nou wat sê dit vir ons? Dawid het heel dikwels, het hy berou gehad oor wat hy gedoen het. En wat het hy gedoen? Wanneer hy berou gehad het, het hy 'n psalm geskryf, en wanneer die Here het vir hom as 'n digter van die volk ook gekroon. Nou ek vermoed dat as ek psalms moet skryf, dan sal ek elke dag 'n psalm moet skryf. En waarskynlik baie van julle ook, as ons elke keer 'n boetepsalm moet skryf oor wanneer ons na die Here toe gaan en ons sonde bely. Hoeveel psalms sal ons skryf? Nou die aanloop van Psalm 51, wat die groot boetepsalm van Dawid beskou word, en ek sal nou die verband tussen Psalm 51 en 32 verduidelik, die aanloop tot Psalm 51 vind ons in Dawid se geskiedenis. Dawid sondig met Batseba. Hy gaan 'n verhouding met haar aan, wat totaal en al teen die Here se wil is. Dis 'n buitehuwelikse verhouding. En dan om dit soort van toe te smeer, laat hy nog Uria, haar man, vermoor. Gesê, stuur hom na die slagveld toe, laat hy in die voorste linie gaan veg. Hy was seker op daardie manier sal Uria vermoor word, en dan is Batseba mos vry. Sien nie die bedrog wat daar in sy hart was. Dis Dawid, God se koning Dawid wat dit doen. Ons lees dit in 2 Samuel 11 as die geskiedenis. En dan in 2 Samuel 12 kom die profeet Nathan na Dawid toe en hy spreek hom aan. En Dawid word totaal gebroken voor God. Hy bely sy sonde en hy skryf Psalm 51, die noodkreet van 'n man wat pas gestroop is van alles wat hy gedink het hy het voor God. Want hy het besef, hy staan naak voor God in sy sonde. En dan sien ons wat hy, as hy dan Psalm 51 skryf, dat hy in totale gebrokenheid voor God staan. Hy is nie net gebroken nie. Hy beklee hom met die gebrokenheid voor God, om na God toe te gaan en dit te bely. Dit sou erg gewees het as hy maar net gebroken was. Maar hy gaan na God toe en hy bely hierdie gebrokenheid. En daardeur word die gebrokenheid beklee
met die feit dat hy hom na God gewend het. En dit is wat ons moet besef. Om na God toe te gaan en te bely is altyd die eerste stap van bekleding in die geloof. En ons moet nie skaam wees daarvoor nie, om dit self vir onsself te doen nie, maar ook wanneer ons teenoor ander sondig, moet ons ook nie skaam wees om te gaan en te sê, vergewe my nie. Dis wat God van ons vra. En dan lees ons Psalm 51 en julle moet dit self gaan lees en ek het nou hierdie een deel gelees wat ek aan die begin gesê het. Ek gaan dit weer lees, dit is so belangrik. Dit is maar net vers 9 tot 14 uit hierdie 21 verse van Psalm 51. Ek lees 9 tot 14. Ek lees weer, neem tog my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, my gebreek, met ander woorde. Laat my weer jubel. Moet tog nie ag slaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. En dan hierdie begeerte, skep vir my 'n rein hart, o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my tog nie van u af wegdryf nie. En die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Hierdie is so sprekend van die hartslied, die begeerte van Dawid om net weer by God te wees. Om voor God te mag staan met 'n rein hart. Om te weet sy sondes is vergewe, om een met God te wees. Want daardie gebrokenheid wat hy beleef het, daar is niks erger in hierdie wêreld nie, geliefdes. Daar is niks erger nie. En die probleem is, as ons nie daarmee handel nie, wanneer dit kom nie, dan word ons harte verhard en ons dryf weg van die Here af, soos Dawid dit hier beskryf. Want dit wat so uiters sensitief was, so uiters gevoelig was, word soos 'n eeld in ons harte. En ons kan nie self terugdraai nie. Maar dan moet die Here kom en hy moet in ons lewens ingryp en hy moet daardie eeld as dit ware wegruk, daardie roof afpluk, sodat ons weer kan voel en dat hy met ons kan handel. So, en dan kom Dawid en hy ontvang vergifnis van die Here. En hy leef in daardie vergifnis. Hy leef in daardie vergifnis. Maar nou moet ons ook net onthou, in daardie tyd word die kind wat vir Batseba gebore word daardie kind ook weggeneem van my, die kind gaan dood. En dan kom Dawid en hy skryf Psalm 32. So Psalm 51 is eerste geskryf en ongeveer 'n jaar later skryf hy Psalm 32. En nou is Psalm 32, wat is sy uitsig nou op die lewe? Wat is sy lewensbeskouing nou? En dit wel, Psalm 32 is ook 'n boetepsalm, maar hierdie keer is dit nie 'n belydenis soos Psalm 51 was nie, maar dit is 'n maskiel. 'n Maskiel is wat daar reg aan die begin staan. 'n Maskiel wat beteken, dit is 'n onderrigting, dis 'n lering wat Dawid aan almal wil gee deur hierdie psalm. Maar hy sê, luister of lees en leer hieruit. Leer uit wat ek vandag vir julle sê. So Psalm 51 was boetedoening. Here, vergeef my. Psalm 32, 'n jaar van genade tussenin verloop. En selfs met die sterwe van sy kind, kom hy en hy skryf nou 'n lering om die mense te leer wat hierdie psalm sou lees. En ook vir sy volk. Hy wil ander leer om verby die pyn van sonde aan te beweeg. Om daar verby te beweeg na die vreugde van vergifnis. En wat ons hier sien is,
die terugblik van 'n mens, van 'n man wat deur diep smart gegaan het en die genade van God weer proe. En dit was inderwaarheid waar. Toe hy Psalm 32 geskryf het, was dit, so ek sê, ongeveer 'n jaar, maak nie saak hoe lank, na Psalm 51 wat sy boetedoening was nie. Maar hier kyk hy nou terug, en hy kyk na die tyd wat verby is, en nou getuig hy van God se genade. En hy sê, leer hieruit. En so sien ons het 2 boetepsalms van Dawid, hierdie 2 in besonder, maar met verskillende perspektiewe, verskillende maniere hoe hulle na die lewe kyk. Psalm 51, die smartgebed van iemand wat in die puin van verdriet sit. Sy verhouding met God wat tot niet is. En Psalm 32, die vreugde van 'n sondaar wat met God versoen is. En dan as 'n maskiel, 'n lering, dien dit as 'n wysheidspsalm ook. 'n Psalm wat die krag van belydenis, vergifnis en herstel met God beskryf. En dit is juist dan waarom Paulus hierdie psalm aanhaal in Romeine 4 vers 6 tot 8, om die hart van die evangelie van vergifnis uit te beeld, maar dan wys hy terug. En nou moet ons onthou wat verlede Sondag ook geleer is. Vandag wys hy vir ons na Dawid 1000 jaar voor Christus. En na Abraham waarskynlik 2000-3000 jaar voor Christus. En die evangelie van redding was reeds daar. So God het nie ewe skielik toe Jesus na die aarde gekom het, 'n nuwe manier van redding bekendgestel nie. En julle weet al teen hierdie tyd dat Genesis 3 vers 15 is die evangelie absoluut in kernvorm, waar God 'n verlosser beloof het. En dit is wat Dawid en Abraham wys. God red nog altyd op dieselfde manier. In die Ou Testament en in die Nuwe Testament. Maar daar is 'n verskil en ons sal net toe daarby kom. Nou goed, kom ons kyk na Psalm 32, eerste 2 verse wat ek nou net gelees het. Ek lees dit weer. 'n Psalm van Dawid, 'n maskiel, 'n onderwysing, 'n lering. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Hy begin met welgeluksalig, nee. Dan begin hy weer die tweede vers. Welgeluksalig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. En hy haal Psalm 32 net tot daaraan. Dit is wat Paulus hier aanhaal, net tot daar. Nou wat wil Dawid hier in Psalm 32 met hierdie dubbele welgeluksaligheid vir ons sê? In die eerste plek spreek dit die diepste menslike begeerte aan. Watter begeerte is dit? Ek het net dit reeds genoem. Die begeerte om in vrede en in vergifnis en in eerlikheid, absolute, totale openlik en eerlikheid voor God te mag staan. Ek wil weer herhaal. Die begeerte om in vrede en vergifnis en in totale eerlikheid voor God te mag staan. En dan sien ons wat die gevolge daarvan is. Wanneer dit gebeur, wanneer God dan die skuld wegneem, neem hy die vrees weg. Wanneer, dis nou wat daar in Psalm 32 staan. Wanneer hy die sonde bedek hy die skaamte. Wanneer hy die oortreding nie toereken, of die ongeregtigheid nie toereken nie, gee hy vrede. Daarom is die mens wat vergeef is, die een wat vergifnis beleef van God, hy is die welgeluksalige mens. Verstaan julle hoe daardie 2 verse aan mekaar skakel? Welgeluksalig, welgeluksalig. Wanneer is die mens welgeluksalig? Wanneer God sy skuld wegneem. Wanneer hy die sonde bedek, wanneer hy die oortreding nie toereken nie. Die een wat vergewe is dus die welgeluksalige mens. En dit is dan presies, geliefdes, hoe die evangelie gevorm is.
die evangelie van Psalm 32, die evangelie van Romeine 4 vers 6 tot 8, die evangelie van redding alleenlik by God, en alleenlik deur geloof. So, as ons nou weer na die eerste 2 verse kyk na die eerste woord, oortreding. Wel, geluksalig is hy wie se oortreding. Oortreding is die Hebreëse woord pesha, wat eintlik rebellie beteken. Dit wil sê, dit is 'n verbreeking van 'n verbond, 'n verhouding wat daar was, waarteen daar gehandel word. Dit was 'n ooreenkoms, maar jy verbreek dit. Sommer moetswillig. Dit is wat 'n oortreding is. Jy tree oor dit wat verstaan is. Is 'n taal van opstand teen die Here. Die tweede woord wat ons daar vind vir sonde is dan sonde, wie se sonde bedek is. Chata. Soos dit beteken letterlik om met 'n pyl en boog te skiet, maar nie die kol naastenby te tref nie. Jy skiet heeltemal mis. Dis sonde. Maar jy het 'n teiken. Jy het daardie doelwit wat jy nastreef, maar jy bereik dit hoegenaamd nie. Maar koppel dit nou in die eerste ene. Hoekom nie? Omdat jy in opstand is, nou is jou fokus al klaar uit en jy kan nie meer die teiken tref nie. En dis die eerste een lei na die tweede en die tweede lei na die derde een. En wat is die woord? Ongeregtigheid in vers 2. Ongeregtigheid. Avon. Dis is die skeefgetrektheid van die bose binne in ons. Die skeefgetrektheid van die bose wat in ons oorneem. Dit beteken letterlik wanneer ons harte krom raak. Wanneer ons harte krom raak. Nou verstaan ons dit. Die een lei na 2 en 2 lei na 3. Nou is ons harte ook nog krom. Om die teiken te tref is geheel en al amper nou onmoontlik. En dan die vierde ene is die woord bedrog. In wie se gees geen bedrog is, daardie woord, wat ook 'n woord vir sonde is. En dit beteken selfmisleiding. Is om 'n masker van misleiding te dra. Met ander woorde, jy's nou geblinddoek. Nie masker is eerder 'n blinddoek van misleiding. Nou is daar geen manier hoe jy daai teiken gaan tref nie. Want jy sien net dat jy nou nie, dat al hierdie ding aan jou verkeerd is nie. Jy's nog 'n blinddoek en nou weet jy nie eers waar die teiken is nie. Dis wat hy hiermee bedoel. En dit is wat God se woord ook in Jeremia 17 vers 9 vir ons sê. Die hart is bedrieglik bo alle dinge. En dit is presies hoe die hart word. En hoe die hart verhard word. Daardie woordbedrog wat ek gesê het, ook die masker van misleiding, dit is soos toneelspel. Want dit is waar die mens uiteindelik beland. Hy bedrieg homself en hy speel vir homself, voor homself hierdie toneeltjie af, waar hy eintlik reg is. Hy's heeltemal okay. Hy dink hy bedrieg hom, hy dink hy's okay met homself, maar hy bedrieg homself. Dis wat hy doen. Hy speel toneel met homself. Hy is die karakter wat alles reg doen. Dis waar die mens eindig wat in sonde verval. En kyk waar begin dit en waarheen lei dit en hoe dit stap vir stap aangaan. En dit is die verskriklikste toestand om te wees, die punt waar jy jouself mislei. Jouself mislei. Want jy weet, jy is nie waar jy moet wees nie. Maar jy gaan aan. Jy gaan aan. Maar in hierdie verse, waar ons die grootste, diepste modder van die sonde vind ons ook die allergrootste genade van die Here. Kyk weer na daardie eerste 2 verse van Psalm 32 of Romeine 4, vers 6 en 7 en 8. Wat doen God met die oortredings? Kyk daar na Psalm 2. Wie se oortreding vergewe word.
God vergewe die oortredings. Beteken letterlik, hy dra dit weg, hy verwyder dit. God bedek die sonde, die tweede woord, wie se sonde bedek is. Hy bedek die sonde. Kyk wat doen hy met die skuld, met die ongeregtigheid. Hy reken dit nie toe nie. En wat doen hy met die bedrog? Hy verwyder die bedrog. In wie se gees geen bedrog is nie, dit is verwyder. Hier het ons die 4 woorde van die grootste denkbare sonde, maar daarteenoor in dieselfde verse, die grootste bevryding wat daar kan wees. En dit is alleenlik in God. So geliefdes, verstaan goed, hier is alreeds die evangelie in Psalm 32 in soveel detail beskryf, dat dit ondenkbaar is, dat die Jode dit nie almal verstaan het nie. Hier het ons 4 woorde wat ons skuld beskryf, die diepste van die modder, die slyk, die put waarin ons onsself bevind, maar die 4 woorde van God se onbeskryflike genade ook daar, langs dit, by dit. En wanneer God se 4 aksies dan bo-oor die sonde kom dit bedek, dan is die mens vir wie God dit doen, dan is hy inderdaad wel geluksalig, dubbelsalig, oor en oor salig, maar tevrede, geseënd. God dra ons sonde, God bedek ons skuld, God reken ons geregtigheid toe, God verwyder bedrog uit ons harte. Nou goed, kom ons gaan aan na verse 3 en 4. En hier beskryf Dawid wat gebeur het in die tyd die jaar na sy sonde met Batseba. Nou word dit daar die jaar van wegsteek, jaar van rasionalisering, die jaar van bedekking van alle sonde, die jaar van stil swye, stil bly oor jou sonde. Vers 3 van Psalm 32. Toe ek swyg, het my gebeente uitgeteer, sê hy. En deur my gebrul die hele dag. Dit is wat gebeur het met my. Ek het net gevoel, hierdie ding is verskriklik hier in my. Dit voel of het in my net deurbrul die hele dag. Ek dink ons kan verstaan wat dit beteken. Want dag en nag was u hand swaar op my. My murg, my vog het verander in somerhitte, dit net verdwyn, ek kon niks doen nie. Ek het nie lus gehad om iets te doen nie. Dawid was nog koning op die troon, maar sy lewe was 'n lewe van verbrokkelde pyn. Net kyk na daardie 3 beelde. My gebeente het uitgeteer. U hand was swaar op my. My vog, my murg het verander in somerhitte. Met ander woorde wat hy hier sê is, ek verkrummel van binne af. En ek voel u hand is op my en ek kan nie daarvan wegkom nie. Want u wil my nie laat gaan nie. Dink aan Hebreërs 12 vers 6. Die Here tugtig die wat hy lief het. Dis die hand van die Here wat op hom was. Psalm 63 vers 2 sê, ons is soos 'n droë en dors land sonder water, presies soos wat Dawid gevoel het, my murg het verander in somerhitte. Hierdie is die pyn van 'n kind van God, wat swyg oor sy sonde en dit nie bely nie. En God doen dit nie met die doel om te vernietig nie, maar om te red deur daardie pyn. En ons moet verstaan, om stil te bly oor sonde is nooit neutraal nie. Moenie dink dat jy kan die sonde daardeur maar stil hou of as dit ware ignoreer nie. Al wat dit doen is, dit bring pyn en dit bring lyding, ondraaglike pyn en ondraaglike lyding.
En hier sien ons dat die gevaarlikste plek vir 'n gelowige nie die plek is waar hy die sonde doen nie, maar die plek waar hy swyg oor sy sonde. Psalm 66 vers 18, as ek ongeregtigheid in my hart verdra, met ander woorde, ek bly stil daaroor, sal die Here my nie hoor nie. Ek plaas my buite die kring van dat God my gaan hoor. Maar God laat sy kinders nie in vrede met hulle sonde nie. Hy bring hulle in 'n plek waar hulle nie meer kan stil bly nie, sodat hulle uiteindelik sal bely. En daarom moet ons verstaan dat Psalm 32 vers 3 en 4 is 'n plek van pyn, maar ook 'n plek van moontlike redding. En hier kom ons nou by die keerpunt, Psalm 32 vers 5 en 6. Wat gebeur hierso? Hier het ons eerlike belydenis. Dawid bely sy sonde in alle eerlikheid en alle openheid aan God. En onmiddellik is daar vergifnis. My sonde het ek aan U bekend gemaak. En my ongeregtigheid nie bedek nie. Ek het gesê, ek sal my oortredinge aan die Here bely. En dan die laaste frase, en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. God het hom vergewe. So hier is die draaipunt in die Psalm. Hier is die draaipunt in Dawid se lewe. Hier draai die hele evangelie. Die man wat geswyg het, Dawid, die man wat geswyg het, die koning wat geswyg het, maak sy hart oop voor die Here. Hy bring sy sonde na die lig toe. Maar die man wat sy sonde bedek het ons gesien. Hy probeer om sy eie versoendeksel te wees. Hoor julle wat ek sê? Hy probeer om sy eie versoendeksel te wees. Nou, die versoendeksel verwys na die versoendeksel wat bo op die ark was, dat wanneer die priester die bloed daarop besprinkel het, God van bo af kyk en dan sien hy nie die sonde wat onder die deksel is, wat deur die wet getoon word nie, maar hy sien die bloed raak, die bloed van die offerlam. En wanneer hy dit raak sien, dan kyk hy nie verby nie, hy kyk nie na die sonde nie, want die offer is gebring. En dit is waarna hier verwys. En dit is wat dit by implikasie beteken. As jy God misken as die redder, gaan jy probeer om jou eie redder te wees. Jy probeer jouself red met ander woorde. En jy doen dit baie goed. Baie mense is baie goed daarmee. En nou sien ons al hierdie gode wat die mense in die wêreld het. Mense wat op hulle rykdom vertrou, op hulle goed vertrou, op ander dinge vertrou as die Here. Want dit moet hulle red, dit moet hulle versoendeksel wees, dit moet keer dat die Here nie hulle sonde raak sien nie. Maar weet julle, aan die einde van die dag, sal elkeen van hulle se deksel afgeruk word, en hulle sal daar in naaktheid voor die Here staan. Die man wat weggekruip het, Dawid, die koning wat weggekruip het, bely sy sonde. En hy stem saam met God, dat hy God se oordeel verdien. Maar dan kom die skokkende eenvoud van die evangelie. En daardie volgende woorde, en U het vergewe. So die oomblik van eerlike belydenis is die oomblik van goddelike vergifnis. Die oomblik van eerlike belydenis is die oomblik van goddelike vergifnis. En dit is die patroon deur die hele skrif. Kom ons kyk na enkele skrifdele. Spreuke 28:13. Hy wat sy oortredinge bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. 1 Johannes 1 vers 9 wat ons so goed ken. As ons sondes bely, hy is
genadig en hy sal ons vergewe en reinig. Psalm 51 vers 17, 'n gebroke en verslae hart sal u nie verag nie. En so kan ons honderde skrifdele aandeel. Maar hier sien ons dit, en luister nou mooi. Wat verwag God van Dawid? Hy verwag nie 'n verbeterde Dawid nie. En dis soos baie van ons dink, en ons moet versigtig wees daarvoor. Dis nie asof God nou vir Dawid sê, goed Dawid, ek hoor nou wat jy sê, maar gaan nou eers weg vir 'n paar weke en gaan lewe nou ordentlik en dan kom jy weer terug en dan kyk ek of jy nou oukei gelewe het. Dis nie hoe God werk nie. Wat vra God van Dawid? 'n eerlike Dawid. 'n eerlike Dawid. Een wat voortdurend sy sonde bely. Dis wat hy vra. En dan sien ons dat die mens wat ophou om sy sonde toe te maak, word die mens wie se sonde deur God bedek word. Deur God vergewe word. En God bedek dit met die bloed van die offerlam. Die mens wat ophou om sy skuld te dra, word die mens wie se skuld deur God weggedra word, verwyder word. En daar het ons dan die evangelie in een sin. Ek het bely, sê Dawid, en u het vergewe. En dit is die kortste pad van die hel na die hemel. Die kortste pad van die hel na die hemel. Die kortste pad van skuld na vrede. Die kortste pad van Psalm 51 na Psalm 32. En dan verse 6 en 7, en hier verander die atmosfeer in hierdie Psalm totaal, verse 6 en 7 van Psalm 32. Nou die man wat in verse 3 en 4 onder God se swaar hand gekreun het, staan nou deur dit wat in verse 5 en 6 gebeur het, staan nou onder die beskermende hand en die genadige hand van God. Die een wat vroeër probeer wegkruip het, vind nou 'n nuwe skuilplek. En die skuilplek is by God. En die een wat geswyg het oor sy sonde, word nou omring deur liedere van bevryding. Kom ons kyk na enkele van daardie frases in daardie 2 verse, verse 6 en 7. En ek gaan dit maar net in die algemeen aanhaal. Elke vrome sal tot u bid. Elke vrome sal tot u bid. Belydenis is die pad van elkeen wat die Here sinne is. En as jy waarlik die Here sinne is, dan sal jy voortdurend na die Here toe gaan. Let wel, die vrome, die een wat God sinne is nie sondeloos nie. Maar hy weet waar om sy skuilplek te vind. Tweedens, in groot waters sal hulle hom nie bereik nie. In groot waters, ons in woeste tye sal hulle hom nie bereik nie. Dis oordeel waardeur jy wel mag gaan, maar jy word nie daardeur geraak nie. Die Here hou jou ongeskonde. In alle omstandighede, as jy die Here sinne is, gaan jy daardeur kom, ongeskonde. Nie onaangeraak nie, maar ongeskonde. Ek wil sê, jy is nie in jou siel beskadig nie, want die Here hou dit vir homself. Hy bewaar dit. Derdens, u is my skuilplek. Die een wat hom getuigtig het, word nou die een wat hom beskerm. Die sondaar wat sy sonde bedek het, maar dit bely het, word nou deur God self bedek. Die vierde plek, met liedere van bevryding sal hy my omring. Daardie man wat in vers 3, daardie koning wat in vers 3 gebrul het van pyn, hoor nou die gesange wat God verheerlik.
En dan kan ons uit hierdie, kan ons die een gevolgtrekking maak. Vergifnis verander nie net ons standplek en ons stand voor God nie. Dit verander ons gesindheid tot God. Dis ons wat verander om hierdie te besef. En dan in 'n totale ander gesindheid te lewe as voorheen. Vers 8 en 9. Hier is die stem van wysheid, want hier begin God self dan praat. Onthou, dit is dan die maskiel waarin God ook dan nie meer verder byvoeg tot die lering. En hy sê, ek sal jou onderrig, ek sal jou leer, ek sal my oog op jou hou. Wat hier gebeur is, God wat vergewe het, lei nou, hy gee leiding. Hy onderrig jou op wonderbaarlike maniere. En dan onthou ons wat Jesus in Johannes 10 vers 27 gesê het, my skape luister na my stem. En dit is wat ons as gelowiges doen, ons luister na die stem van ons herder. En ons wil dit graag doen, want ons gesindheid is verander in die vorige verse, onthou dit. God sê verder, ek hou my oog op jou. Hier het ons vaderlike waaksaamheid, ouerlike waaksaamheid, want ons weet dit as ouers, hoe ons oë voortdurend op ons kinders is. Al is hulle oud en getroud of wat ook al, dit maak nie saak nie, jou oë is voortdurend op jou kinders. As dit van aardse ouers dan waar is, hoeveel te meer van ons hemelse Vader. En God wys nie net die pad nie, en hy gee nie net vir ons die lering nie, hy waak oor ons, dat ons daarop bly. Al is dit dan die noupad, wat die woord van praat, daar die noupad, smalpoort, noupad, 'n moeilike pad, maar God se oog is op ons. En dis ook wat Psalm 33 vers 18 sê, sy oog is op die wat hom vrees. In die derde plek praat hy van, is daar 'n waarskuwing? En ons moet hiervan kennis neem. Hier sê God, moenie soos 'n perd of 'n muil wees nie. Wat beteken dit? Moenie jou weerstandig hou nie. Wat is die uitweg van 'n perd of 'n muil? Hy word uiteindelik wel gebreek. Alles het dan baie keer deur baie swaar kry en pyn en alles wat nodig is. En ons moet nooit ooit twyfel dat God dit sal doen wat nodig is om ons dan by die punt te bring waar ons wil luister nie. Die perd en die muil beweeg gewoonlik net onder dwang, maar God sê moenie wag vir tugtiging nie. Moenie wag vir tugtiging nie. Moenie jou hart verhard nie. Moenie swyg oor jou sonde nie. Hebreërs 3 vers 15, die waarskuwing, moenie julle harte verhard nie. So, en dan wat ons hier sien weer eens is dat die teken van iemand wat vergifnis ontvang, is nie perfeksie nie, is nie volmaaktheid nie, maar gewilligheid om sy hart en sy mond voor God oop te maak. Vers 10 en 11. Hier het ons die groot kontras, die finale oproep, waar hy skryf, baie smarte het die goddelose. En dan sê hy daar, dit is nou vers 10, maar wie op die Here vertrou, die Here sal hom met goedertierenheid omring. Nou moet ons begin verstaan dat die goddelose van wie hier gepraat word, is nie die ateïs wat niks van God wil weet nie. Hierdie ene hier is die mens wat sy sonde bedek en sy hart verhard. Dit is die goddelose. En daardie smarte is daardie innerlike pyn van 'n lewe sonder sondebelydenis. Ek hoop julle hoor wat ek sê. Die smarte is die innerlike pyn van 'n lewe sonder
belydenis. Spreuke 13 vers 15 beskryf dit absoluut akkuraat. Die weg van die oortreders is hard. Hard. Dis vol pyn. En in kontras daarmee is dan die pad van die een wat vertrou, wat die goedertierenheid van God se verbondsliefde, sy troue standvastige genade, wat die een wat vergeef is, sal omring. Dis wat God beloof. Aan die einde van vers 10. Hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid, met die keur van God se genade en liefde en vergifnis, en alles wat jy aan kan dink, God sal hom daarmee omring. En dan laat dit ons dink aan Psalm 23 vers 6, waar Dawid in daai ander Psalm skryf, net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe. Is dit nie wat ons almal begeer nie? Is nie wat ons almal so graag wil hê nie? Maar dit gebeur nie, dit geskied nie in 'n vakuum nie. En waarheen lei dit? Dit lei tot jubelsang van die een wat vergifnis ontvang het. Kyk wat sê hy daar. Verbly, juig, jubel. Kyk na daardie werkwoorde. Verbly, juig, jubel. So, hierdie Psalm eindig nie in skuld nie. Alles behalwe, maar in vreugde. In vreugde. Jesaja 61 vers 10 sê, hy het my beklee met heil, en hierdie heil is nie net tevredenheid nie, maar is ook dan vreugde, die twee wat saamgaan. Met God se goedgunstigheid, wat my beklee met vrede en vreugde. En so sien ons Psalm 32 eindig dan waar die evangelie altyd eindig in vreugde. En hier sien ons dan, Psalm 32 is dan inderwaarheid Dawid se getuienis van die vrede en die vreugde, die welgeluksaligheid wat hy in God gevind het. So die vraag vandag is, strewe, begeer ons almal daardie welgeluksaligheid? Sekerlik. Hier het ons die pad. God wys vir ons so duidelik die pad. En kyk nou wat skryf Paulus in Romeine 4 vers 6 tot 8. Dan is ons terug by ons vers wat ons eintlike oorspronklike studie is. Romeine 4 vers 6 tot 8. Soos Dawid ook die mens salig spreek, aan wie God geregtigheid toereken sonder werke. Dit wil sê, God bring ons by die punt waar ons die geregtigheid van God aanvaar. En ons wat in hierdie tye lewe, die geregtigheid na die kruis in Jesus Christus. Maar wat vra God van ons? Om ons sondes te bely. Nie werke te doen wat ons self regverdig nie. Nie werke te doen en dinge waardeur ons dink ons kan redding bewerkstellig nie. Nee, om God se redding alleenlik te vertrou. Maar om dit te ontvang op die manier wat God dit vir ons vra. Welgeluksalig is die mens, wie se oortreding vergewe is, wie se sonde bedek is. Welgeluksalig is die man aan wie die Here die sonde nie toereken nie. En nou sien ons hoe hierdie twee skrifdele ontmoet. Psalm 32 wys vir ons die menslike kant. Wat die mens doen wat God van ons vra. Nie werke nie. Want hy belydenis is nie werke nie, dit is om ons net oop te maak voor God, laat hy in ons kan werk.
Maar Romeine 4 wys vir ons die goddelike kant, hoe God dit toepas in ons lewens. Hoe doen hy dit? Hoe doen God dit? Hy werk deur die omruiling wat plaasvind. Wanneer ons sondes aan Christus toegeskryf word en sy geregtigheid aan ons toegeskryf word, waardeur ons dan vergifnis ontvang. Daardie groot omruil. Die groot omruil wat in die lewe plaasvind. Ons sondes na Jesus toe en sy geregtigheid na ons toe. God neem ons vuil rekord, ons sonde en ons skuld, en hy gee dit vir Jesus. Maar hy neem Jesus sy volmaakte rekord en hy reken dit aan ons toe, asof ons nooit enige sonde begaan het nie. En wanneer God dan nou na ons kyk, sien hy nie meer die opstandige Dawid, die opstandige koning Dawid selfs, of die opstandige wie ook al nie. Hy sien die geregtigheid van Jesus Christus. En dit is waarom ons dan kan sê, dat ons redding is alleenlik in Christus. En is net op grond daarvan dat ons kan bely om ware gelowiges, ware Christene te wees. Wanneer dit in ons lewens gebeur het, en wanneer dit voortdurend in ons lewens plaasvind. Want dit is nie net daar die eenmalige nie. Die eenmalige is die begin, 'n skoon rekord. En nou vra God om ons, dat ons die rekord sal skoon hou. En ek wil nou net weer hier beklemtoon voordat ons verder gaan. Die waarheid wat ons nie mag mis nie, en dit is hier, dat Dawid was 'n gelowige voor die kruis. Voordat die kruis nog plaasgevind het, voordat Jesus Christus gekruisig is. Hy was lank voor Jesus se tyd. Ons is gelowiges na die kruis. Ons kyk 2000 jaar terug, na dit wat op Golgotha gebeur het. Dawid het vooruit gekyk, na die redder wat God beloof het. Maar ons word gered op dieselfde manier, naamlik, ons sonde word aan Christus toegeskryf en sy geregtigheid aan ons. Dawid het die belofte gehoor. Ons het die bloed gesien. En daarom, geliefdes, verskrompel ons siele ook, wanneer ons in sonde voortploeter. En dit gebeur nie, omdat ons God verwerp het nie. Die rede hoekom ons siele verskrompel, is omdat ons God se gees in ons het. Ons het God se gees in ons. Daardie gees wat ons oortuig, die gees wat ons trek, die gees wat ons nie met rus laat nie. Ons nie daar in die modderslyk van ons sonde laat bly sit nie. Dit is die gees wat ons trek. En daarom moet ons verstaan, dat hierdie dinge wat ons dan so beweeg, absoluut beweeg tot sondebelydenis, is God se gees wat in ons werk, want hy het vir ons, daardie oomblik van redding, het hy vir ons 'n gewete gegee. 'n gewete, wat beteken 'n gewete? 'n gewete wat saam met God se waarheid weet wat aangaan. Hoe kan ek dit verduidelik? God weet wat is die waarheid en hy gee vir ons sy waarheid. En daardie oomblik wanneer ons gered word, ontvang ons daardie waarheid. Hy gee dit vir ons en ons het die wonderlike voorreg om dit in ons Bybel te hê. En nou wanneer ons dan deur God se gees wakker gemaak word en gesê, maar kyk hoe jy lewe, lewe jy soos ene wat God se woord volg, dan besef ons, en my gewete gaan my onmiddellik aankla, nee, want ek weet wat in God se woord staan, en saam met God se woord weet ek wat waar is, en ek weet dat wat in my lewe gebeur, nie God se waarheid is nie. Dit is wat my gewete vir my sê, wat jy doen is nie die waarheid volgens God nie. Jy weet dit. My gewete kla my aan. Soos die gees wat oortuig is, die gees wat ons trek, en hy laat ons nie daar in die poel van ons sonde sit nie.
Maar dan is dit verder nie net dit nie. Christus self roep ons, soos hy sy disippels geroep het. En hy, soos wat Jesus dit dan ook by name gedoen het, roep hy ons om ons sonde af te was, toe hy vir sy disippels gesê het, was julle voete. Dan Johannes, was julle voete. Julle is volkome gebad, maar julle moet julle voete daagliks was. Jy kan nie in hierdie lewe loop sonder om jou voete te was nie. En jy doen dit nie om gered te word nie, want jy is gered. En onthou nou net, al hierdie dinge wat ons van Dawid gesê het, was Dawid as gelowige. Hy het God geken. Hy was een van God se uitverkorenes, soos wat elkeen wat gered is, 'n uitverkorene van God is. Waar was jy nou nog nie daar was nie. Maar ons was nie ons voete om weer gered te word nie, maar om voortdurend ons sondes te bely, sodat ons skoon kan leef, sodat ons skoon voete kan hê. En ons doen dit nie om sy liefde te verdien nie, maar om in sy liefde te wandel. Dit is daar. Want, soos 1 Johannes vir ons duidelik sê, as ons sê dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en sny ons onsself af van die grootste seën wat in die nuwe verbond, waarin elke gelowige lewe staan. En wat is hierdie nuwe verbond? Die voortdurende reiniging van 'n Vader wat ons liefhet, wat ons wil reinig, wat ons wil lief hê, maar ons draai ons rug op hom. Ons draai ons rug op sy waarheid. En ons doen nie wat hy vra nie. En soos Dawid dan, moet ons sensitief wees wanneer God deur sy gees in ons werk, om met die sonde in ons lewens te handel. Dit is 'n teken van die lewe, ware lewe, is 'n teken van die feit dat ons sy kinders is 'n teken van sy liefde wat hy oor ons wil uitstort. Daarom kan ons vandag rus in Christus Jesus wat ons skuld weggedra het en ons met sy genade bedek. En die God wat ons geroep het om te bely, omring ons dan ook die oomblik wanneer ons dit met liedere van bevryding soos wat ons hier gesien het in Psalm 32. En dan, as ons dan dink, Psalm 32 was 'n maskiel, maar God het self ook gesê, ek onderrig julle. Die God wat sy oog oor ons hou, wil hê dat ons hierdie week moet ingaan en voortdurend moet ingaan as mense wat God self welgeluksalig sal verklaar, omdat ons vergewe is, bedek is, geregverdig is, beskerm is, geliefd is. Dit is wat vir ons wag. Dit is wat hy vir ons vra. En mag ons daarop antwoord wanneer ons saam met Dawid en saam met Paulus sê, aan U alleen, o Here, die lof. Dis U wat dit alles gedoen het. Ons het soveel om te ontvang, o Here, werk deur U Gees in ons en laat ons nie hierdie woord versmaai nie. Laat ons nie hierdie woord versmaai nie. Aan U alleen die vreugde waar vir ons kan wees in ons redding. Amen. Here, ons God, het ons vandag weer eens deur die woord gewys, dat U genade onbeskryflik groot is. Die genade wat onbeskryflik groot is, omdat U die goddelose regverdig, omdat U die skuld wegdra, omdat U die sonde bedek, omdat U die ongeregtigheid nie toereken nie. Here, U het dit met Dawid gedoen. U het dit dwars deur die Ou Testament met al die gelowiges gedoen. U het dit in Christus Jesus gestalte gegee, waarin ons kan terugkyk en waarvan ons die rekord in U woord vind, toe U met die dood van ons redder en heiligmaker Jesus Christus aan die kruis
daardie dinge gedoen het in een daad in sy sterwe. Dankie vir u Gees wat in ons woon en ons nie met rus laat nie. En mag dit voortgaande so wees, Here. En roep ons voortdurend na u lig, is ons gebed. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons voete gewas kan word, dat ons gereinig kan word, dat u ons elke dag nader trek in heiligheid. Maar Here, voor alles is ons gebed nou, dat ons nie die seën van sondebelydenis sal verwaarloos nie. Nie teenoor u nie, en nie teenoor mekaar nie. Sodat ons nie die vreugde van vergifnis in ons lewens verbeur nie. En ook sodat ons nie u stem en die stem van u Gees in ons lewens sal stilmaak nie. Maak ons sensitief, gewillig, gehoorsaam, omvou ons en lei ons met u goedertierenheid, en laat die liedere van bevryding, wat die gelowiges, die bevrydes sing, die klankbaan van ons lewe wees, Here, en mag daar die woord wat voortdurend in ons gesange sal weer klink, dit wees, welgeluksalig is hy, wat die woord van die Here hoor, en dit gehoorsaam, welgeluksalig, welgeluksalig. Here, ons rus in u genade, en daarin alleen. Amen.